Beginsels van die bou van die Amerikaanse nasie. Dit is die nuutste nasie, net meer as 300 jaar oud. Dit beteken dat die stigters van hierdie nasie by die skepping daarvan in wese die foute in ag geneem het wat die Romeinse ryk, die ryk van Alexander die Grote en die Russiese ryk gemaak het. En in hierdie opsig, as die nuutste nasie volgens hul boubeginsels, het hulle, kom ons sê, ver voor ander uitgestyf, omdat hulle die foute in ag geneem het. Probeer nou maar staatsbou regstel in 'n 1000-jarige ryk, soos die Ottomaanse of iets dergeliks. Maar wanneer 'n nuwe ryk, nuwe nasie gebou word, is dit juis makliker om dit reg te stel. Deur dadelik nuwe beginsels in te bou wat by die huidige take pas. By die huidige take en wat toelaat om, byvoorbeeld, die beginsel van identiteit te verbeter. Byvoorbeeld, die Amerikaanse nasie se identiteit is gevorm deur migrasiestrome. Dit is 'n heeltemal nuwe storie wat byvoorbeeld glad nie moontlik is in Duitsland of Frankryk of in Brittanje nie. Maar hier het dit ontstaan en dit het die Amerikaanse nasie werklik in staat gestel om die begrip van 'n nasie deur burgerskap te formuleer. Met ander woorde, die Russiese nasie is 'n nasie gebaseer op kultuur. Die Amerikaanse nasie is 'n nasie gebaseer op staatsbou en burgerskap. En in hierdie opsig, natuurlik, het die Amerikaanse nasie die suksesvolste gebleik te wees, want om binne 300 jaar tot 'n supermoondheid te ontwikkel, is 'n groot prestasie bloot uit die oogpunt van nasiebou. En die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog was enorme stappe op hierdie pad van sukses. Dit wil sê, die Amerikaners het die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede beskou as deel van die versterking van die Amerikaanse nasiebou, wat hulle in staat sou stel om op 'n historiese skaal voor ander te kom. Dit wil sê, ander word vir 1000 jaar gebou, en ons moet aan die gang kom. En hulle het geslaag. Kom ons wees eerlik. As die Amerikaners hul ryk sedert die Eerste Wêreldoorlog gebou het, ja, hulle het inderdaad sterker geword. Maar hoekom het hulle dan die Sowjetunie gehelp? Want die industrialisasie in die Sowjetunie is grootliks deur Amerikaners gedoen, en met hul toerusting en so aan, ja, en ook deur die Duitsers terloops. Maar met die Duitsers was daar 'n wederwysige uitruil. Dit wil sê, uit Duitsland het toerusting, masjiene en tegnologie gekom. In die teenoorgestelde rigting het kos, grondstowwe, hout en so meer vergaan. En met die Amerikaners, ek het vir jou 'n skedule gestuur, dis interessant. Daar is 'n groot vloei van buitelandse handel van die VSA na Rusland, ja, maar in die teenoorgestelde rigting is dit baie klein, dit is 'n paar keer kleiner. Wel, En daar was geen vergoeding nie. Antwoord, hoekom, waarom doen hulle dit? kyk, hier is vandag se voorbeeld, Oekraïne. Weet jy hoeveel die Oekraïense staatsbegroting in 3,5 jaar gestyg het? Wel, beide Europa en die VSA pomp geld daarin. Die begroting het eenvoudig toegeneem. Ons het met omtrent 20% gegroei. Die begroting van die Oekraïense staat het eenvoudig toegeneem. Waar? Ek sal die vraag anders stel. Waarom moet Amerika en Europa geld, wapens ensovoorts in Oekraïne pomp? Vir wat? Wat is die motiewe? Wel, ek weet nie. Verslaan ons. Waarom het hulle ons dan in die 30er jare gebou? In die 30er jare het hulle ons teen Duitsland gebou. Oh. Dit wil sê, hulle het hul beleid van balansering in Duitsland voortgesit. En hiervoor het hulle die Sowjetunie as teengewig nodig gehad. Ja, en natuurlik. En daarom het hulle baie gratis gehelp. Projektieme in 0.5's. Onthou jy die frase van een van die Amerikaanse leiers? Dieselfde is aan Churchill toegeskryf. Ons sal Duitsland help as Duitsland verloor, en ons sal die Sowjetunie help as die Sowjetunie verloor. Wel, daar is so 'n frase, dit gaan rond, maar die waarheid daarvan is so. Wel, eintlik is dit hoe dit is. Dis 'n balans. Wel, Amerika het nie die militêre magte om die hele wêreld te verower nie. Dit beteken dat ons geopolitiek moet balanseer en daaraan moet deelneem. En in geopolitiek is dit 'n groot skaakspel, soos hulle dit soms noem. Ons moet sommige teen ander versterk. En hulle het die Sowjetunie versterk, aangesien dit gebly en oorleef het, teen ander mededingers in Europa. Op hierdie manier stel hulle Europa in die toekoms teen mekaar op. Die Sowjetunie het immers met dieselfde wapens geveg wat in die fabrieke geskep is wat die Amerikaners geskep het, reg? Ja, boonop het hulle aanvanklik vir tweeledige doeleindes vervaardig, vir die produksie van beide burgerlike en militêre produkte. Dit wil sê, dit was presies so beplan. Presies soos u die regte woord gebruik het. Dit was inderdaad so beplan. Die nuwe staat het die vorige foute in ag geneem. Hulle werk nie op intuïsie of deur blindelings te probeer soos 'n blinde kykie nie, maar op 'n strategiese vlak. Die Amerikaners het 'n oorlog in Europa beplan en dit vooruit. As julle nie tanks het nie, gaan julle nie veg nie. Julle gaan die Brestse vrede sluit.
Relatief gesproke, ja. En as jy tanks het, sal jy veg. Hulle het die oorlog vooraf beplan. Dit is nie goed of sleg nie. Dit is nie vir ons of teen ons nie. Dit is manipulasie as die hoofmetode van werking van die Verenigde State van Amerika as 'n nuwe ryk. Manipulasie verdeel en heers, wel, die beginsel is oud, maar op 'n nuwe manier, in 'n nuwe formaat, op 'n nuwe vlak. En die volgende stap sou dan wees om die Sowjetunie te help in die oorlog teen Duitsland tydens die Tweede Wêreldoorlog. Ja, voortsetting van die beleid, sodat die Duitsers weer gaan. Kom ons gaan weer so. Eerste Wêreldoorlog. So, Tweede Wêreldoorlog. die aanvanklike toestand is oor die algemeen dieselfde. Wie is Amerika aan die voorhand van die Tweede Wêreldoorlog? Wel, wie? Start. 1 uit 10. Wie is Amerika na die Tweede Wêreldoorlog? Ja, 'n kragtige gewapende mag. 1 van 2. Dit wil sê, in 30 jaar, in 'n sprong wat ander ryke in 200 jaar deurmaak, is dit hoëgehalte bestuur, weer eens die motiewe om 'n enorme mag te word. Dit is die motiewe vir enige staat, klein of groot. As Litouwe nou aangebied word om Finland te annekseer, verseker ek u dat hulle dit met graagte sal doen. Wel, natuurlik, as daar so 'n geleentheid is. Selfs die hele Afrika. Glad nie 'n vraag nie. Daar is 'n begeerte, maar geen moontlikheid nie. Almal wil. Maar nie almal slaag daarin nie, want daar is mense op planeet Aarde wat dit nie wil hê nie. Hulle het lees. Hierdie leers is duisende jare oud, politiek is 1000 jaar oud. Daar het hulle hul eie keisers, base, oligarge, hulle gee nie. Wil jy 'n enorme ryk word? Jy weet, hulle staan hier in jou pad met hulle tanks. Die Amerikaners het hierdie ervaring in ag geneem. Hulle het dieselfde doelwitte as Brittanje, Duitsland, Frankryk en tot 'n mate Rusland, gebaseer op die beginsel van 'n effens ander vorm van staatsbou. Hulle los dit op met behulp van verskillende metodes en hulle doen dit suksesvol. Hulle stap die historiese pad daarin 10 keer vinniger. En met minder ongevalle terloops. Nou sê Trump, ons het die Tweede Wêreldoorlog gewen. Dis wat hy sê. Wat is ons argument teen hom? Wel, ons is reg as ons sê dat ons die hoofwenners is. Waarom is ons in beheer? Ons het 27 miljoen dooies. En Trump sê, en hoeveel het ek daar? 800,000. Prys. Dit is dieselfde status as die Sowjetunie gegee. Die Sowjetunie het 27 miljoen daarvoor betaal. Hy het 700,000 betaal. En die resultaat is dieselfde. Dieselfde en meer akkuraat. Bipolêre wêreld, dit wil sê 2 magsentrums. Dit wil sê, die vlak van 'n supermoondheid. Die Chinese het 35 miljoen lewens betaal en was nie eens ondertekenaars van die Japanse instrument van oorgawe nie. Dis soos 'n historiese paradoks. Wel, ten minste het hulle nou 'n ander status. Dis is 'n ander storie. Op daardie spesifieke oomblik het hulle 35 miljoen lewens betaal. Hulle het nie eers Japan verslaan nie. Al het hulle die prys betaal. Daarom is die status van het betaal, die feit dat hulle betaal het, nie deurslag gewend vanuit die oogpunt van die uiteinde nie. Verstaan jy? Wat deurslag gewend is vir die uiteinde, is die strategie, reg of verkeerd. Die Amerikaanse strategie is sit dat hulle dieselfde resultaat behaal het teen 'n laer prys, terwyl ons dit teen 'n hoë prys gekry het. En die Chinese het daardie tyd glad nie so 'n resultaat gekry nie, al het hulle selfs meer betaal. Dit is nie tanks of stormaanvalle wat wen nie, dit is breins wat wen. Die hoogste vorm van breinkrag is die regte strategie, die regte pad. Amerika bou 'n globale ryk, maar op nuwe beginsels. Dit is wat 'n eensydige wêreldorde genoem word. Met ander woorde, 'n ryk wat nie as 'n ryk genoem word nie. Dit maak nie saak wat jy dit noem nie, in wese is dit dieselfde ding. Ek verduidelik. Die tweede gevolgtrekking wat die Amerikaners uit die geskiedenis gemaak het, is dat inligting die belangrikste is. Wel, die eerste een wat daardie gevolgtrekking gemaak het, was eintlik al Confucius, dat oorlog inligting is, ja, in verskillende opsigte. Daarom rig hulle hul hoofinvestering in militêre opbou op die vorming van openbare mening. En in hierdie opsig word die ryk wat neokoloniaal genoem word, soos Putin dit noem, nie 'n koloniale ryk genoem nie, verstaan jy? Want hulle het daarin verslaag om die inligtingsagen daaroor te neem, en in wese leef hulle ten koste van die kolonies. Wat is 'n kolonie? Dit is wanneer die gebied ekonomies met jou interaksie het, nie op vrywillige gelyke terme nie, jy teenoor my, ek teenoor jou, maar op die terme. Soos Rusland en Duitsland.
Byvoorbeeld, ja. En onder die voorwaardes van verhoogde uitbuiting van een van die onderwerpe van hierdie interaksie. Ons gee meer, ontvang minder. Ja. Neem die syfers en kyk. Wêrelddollar, neem van sommige, gee verander. Handelsstelsel, neem van sommige, gee verander. Terloops, dit is 'n duidelike aanduiding. As 'n staat teen 'n verlieshandel dryf, dit wil sê minder van die mark ontvang as wat dit aan die mark gee, dan is dit 'n kolonie. Vertelle, hier het Putin by 'n skrywersforum die Amerikaanse syfer van $52 triljoen genoem. Dit is Amerika se inkomste uit sy neokoloniale status. Hierdie inkomste is eintlik groter as die van die Britse ryk, alhoewel daar natuurlik teregstellings, die Sepoy-rebellie en strafaanvalle daar plaasgevind het. Die Amerikaners het daarin geslaag om die foute van die Britse ryk te vermy, om 'n koloniale ryk te bou sonder hierdie status van universele boosheid. Dit is 'n faktor wat hulle in ag geneem het in staatsbou. Hulle leef van die kolonies met 3/4 van hul verbruik wat van binne Amerika afkomstig is. Maar terselfdertyd word koloniale en koloniale magte nie in ag geneem nie. Inteendeel, hulle is soos verspreiders van demokrasie en menseregte. Het jy opgemerk? Dit wil sê, hulle het vooraf, dit word inenting in die politiek genoem. Hulle het hulself vooraf ingeënt teen hierdie soort beskuldiging dat hulle 'n koloniale mag is waarteen geveg moet word en dat 'n nasionale bevrydingsbeweging regoor die wêreld opgerig moet word. Eintlik, dis hoekom ons dit nie kan